van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die saamstand van sy Gees is vir altyd met julle. Toe ek gehoor het van die ander die ek was het net voor dit het ek 'n boodskap gestuur om te hoor hoe dit nog gaan. En toe ek hoor waar sy is, toe was my woorde gewees, as jy dit net deurkom, kom ek met groot vreugde en liefde deur. En sien ons geen waarde wat 'n mens kan koppel aan iemand se lewe nie. As 'n kind van die Here, of as kinders van die Here, moet ons altyd ander mense se belange op ons eie af. Ons naaste lief hê. Net soos dat ons God lief hê. Daarom is vir ons diens nou 'n groot hartseer. Ek het nie die voorreg gehad om aan die ander te kom nie. Een gedeelte wat ek baie graag vir haar sou wil lees, is die bekende Psalm 23. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teestanders om toe kyk. U ontvang my soos eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lang by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot aan die einde van die dag. Om vriende, as niks bespaar in die lewe, is die Here gaan van die geliefde nie. Maar selfs al het die geliefde ons verlaat, glo ons vas deur ons vertroue en deur ons geloof in Jesus Christus, dat ons geliefde by ons hemelse Vader is, en vandag afkyk na elkeen van ons. Daarom glo ek dat die ander sou wil gehad dat ons met hartseer wees, maar eerder haar lewe moes vier. Haar lewe moes vier nie net omdat almal nie so is nie, maar ons werklik by die Here is. Die stories wat ek gehoor het, kan ek nie anders dink nie. Daarom familie en vriende, van die diepte van my hart uit, baie sterkte vir die pad wat voor lê. Die stoel, die beker, die bol, gaan vir altyd leeg wees. Maar binne ons harte koester ons die mooi herinneringe. My vriende, ek wil julle nou met saam met my op die tweede bladsy die brief te lees. Het is met groot hartseer dat ons afskeid neem van Annie Nel. Annie is op 22 Januarie 1950 in Vryburg, Noord-Kaap gebore, as die derde kind van Dani en Mina Krieger. Van 'n jong ouderdom af het haar lewe reeds deur avontuur geken vir die familie van Fort Jameson
en nou tradisie nou saam weer verhuis het. Later het hulle na die sakeomgewing getrek vir Andy haar laerskool waar by John Henny laerskool neergebring het. Haar hoërskooljare het sy in Bottashof en Salisbury tradisie, nou haar raadreis in Kaapstad voltooi. 12 Augustus 1968 het Andy in die saak in die huwelik getree met die liefde van haar lewe, Isabel. Saam met hulle lewe van toewyding, moed en liefde gebou. In 1971 het hulle saam met hulle 2 kinders, Hannes en Karen, Mackenzie en Letitia verhuis, waar Pieter hulle jongste en twinste gebore is. Die gesin het die moeilike en sekere jare van die Rhodesiese oorlog saam deurstaan. 'n Getuienis van standvastigheid en toewyding. 1976 het die Nel-egpaar na Beitbrug verhuis, waar Isak en aan die prominente figuur in die gemeenskap geword het. Die voortsleepende oorlog in Rhodesië het in April 1980 tot 'n einde gekom. En op 16 Desember 1980 het die Nel-gesin 'n nuwe hoofstuk begin. Toe hulle op 'n plaas river in Suid-Afrika gevestig het. Dit was hier waar Makudu haar hart en siel ingesit het. En haar tuin, haar huis, haar kombuis. Haar tuin was haar trots. Haar kombuis was haar warmte. Haar huis het ook tuiste vereniging wat haar geken het. Dit is ook hier waar die naam Makudu ontstaan het. Ek 'n klein kudu-kalf wat sy by die bottel groot gemaak het. En wat later saam met die familie van 7 kudus na haar tuin geloop het. Die naam het gebly. Want dit daar wese perfek omskryf, 'n versorger van alles, groot en klein. Maar Kudu was 'n natuurliefhebber in die ware sin van die woord. Haar voels, haar tuin en die stilte van die plaas, dit was vir haarself vrede gevind het. Sy het geleef met die sagtheid en geduld wat almal rondom haar geraak het. Oor alles het sy haar gesin geleer om 'n nederige, dankbare mense te wees. Mense wat gee sonder om iets terug te verwag, wat lief het sonder voorwaardes en wat die eenvoudige dinge in die lewe waardeer. Gesin was altyd aan die se hoofberoepe. Deur al die jare, deur al die verhuisings, die uitdagings, was haar gesin die anker van haar hart. Sy het haar kinders, kleinkinders, agterkleinkinders omhels met die liefde wat geen grense geken het nie. Sy laat haar 3 kinders, 7 kleinkinders en 3 agterkleinkinders agter. Elkeen 'n bewys van die liefde wat sy so vrylik uitgedeel het. Na 'n lang siekbed, Makudu op 11 Mei 2026, die ewigheid binnengegaan. Ons troos onsself met die wete, dat sy nou weer verenigd is met haar geliefde Isak. Tot ons mekaar weer sien. So mooi getuienis oor 'n persoon se lewe. En vandag kan ons sien hoe daardie vrugte afgewerk is. Om die familie te kan sien, mekaar in die tyd so mooi bygestaan het, is wonderlik. Ons wil altyd hierdie mooi herinnering koester en aan dit vashou. Kom my vriende, ons gaan staande van ons eerlik saam sing, soos 'n wilsbond. Kom staan. Soos 'n
Sy moeder het vir hom die voorskrif gegee. My seun, my kind wat ek in die wêreld gebring het, oor wie ek 'n gelofte gedoen het. Nie jou krag en vrouens vermors of jou lewens verspil bring nie. Hulle bring konings tot 'n val. Die mense het lees dan onder 'n mens wat dit werklik beteken. Lees die mens 'n bietjie verder. En hoe 'n vrou waarlik geëer moet word. Maar man steen op haar in vers 11. En hy pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel en die nadeel. Maar hele lewe lang. Sy maak wol en vlas by mekaar en geniet om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring kos van ver af in. Sy sal op as dit nog nag is, maak kos vir haar reisgesin. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Maar anders staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas dat die wins goed is. Lamp, dat heel nog brand. Sy werk met die stukkie. Maar ander bly besig met die weefsel. Ook bang vir die armes en sy is rustgewig toen die behoeftig is. Sy is gerus vir haar reisgesin as het sneeuw. Sy dra al warm kleren. Sy maak self haar dekens. Sy dra kleren van linne en wol. Haar man is al bekend by die stadspoort, waar hy saam die leiers beraadsaam. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen komme oor die toekoms nie. As sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding. Leie is sy nie. Haar kinders prys haar. Haar man bewonder haar.
maar is baie knap vrouens. Sy oortref van almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n Mooi voorkoms is nie alles nie. Sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom, vir alles wat sy doen. En laat haar werk haar roem wees in die stadspoort. En tot sover. Om vriende, wanneer mens dink aan hierdie gedeelte, en die mens lees binne die konteks waarin dit geskryf is, dan is eintlik 'n baie mooi getuienis oor 'n vrou. 'n Persoon dink dat die rol van 'n vrou is juist iemand wat God vreeslik lewe, 'n hegte band het met die Here. Iemand wat reis is in ons. Iemand wat versorg en nederig is. Iemand wat nie groter vir hulle self nie, maar anders se belang op haar eie stel. In die Bybelse tyd was dit nie so nie. Bybelse tyd was vrouens maar net besittings. So sien die mense die tyd verander. Van daar na nou. Vandag is die vrou die hart van die huis. Iemand het eendag die grapie gemaak gesê, as 'n vrou ongelukkig is in die huis, dan is almal ongelukkig. Maar as die man ongelukkig is, dan is niemand ongelukkig nie. En niemand is bly nie. Om my vriende, hoor dat ek beskryf hoe ons op hierdie oomblik voel nie. Ons kan die mooiste stories hoor, getuienisse hoor, oor 'n geliefde. Wat saammaak, is wat daardie geliefde vir ons agtergelaat het. As ek sien hoeveel mense het opgedaag vandag in die kerk, en sien dis ek een van die grootste begrafnisse wat ek al gesien het, of lewensvieringe wat ek gesien het. Familie wat van ver af kom, wat al naby is, werkers, soveel meer. En dit sê vir my dat aan einde het die diep spore in baie mense se harte getrap. Baie mense iets geleer, maar vaste. Stem wat ek op dink om te sê, is die Heidelbergse Katekismus, is 'n vraag wat antwoord 1, wat sê, wat is ons enigste troos in lewe en in dood? Die antwoord op daardie vraag is die feit dat ons aan Jesus Christus glo. Die enige aan ons Here Jesus Christus behoort. Die wyse waarop sy gelewe het, en sy soveel mense se lewens aangeraak. Daarom kan jy trots wees. Dit is iets wat jy kan saam met jy dra, van hier af vorentoe. En mense het ons vandag vir hulle gesê, môre gaan die dag 10 keer beter wees, en die antwoord is, dit gaan nie.
van ons nog steeds die stoel sien, waar sy altyd gesit het. Ons gaan nog steeds daar die gunsteling koffiebeker sien, wat sy gebruik het. Ja, vir ons geleer slaap het. Ons weet het gaan nooit weer volgemaak word nie. Waarom ons die lewe elke dag gister, asof dit ons laaste is. En elke dag voluit lewe in die teenwoordigheid van ons Here. So wanneer ons op die laaste dag kom, mense hierdie getuienisse kan leer. Dit wat ons gelees het in die briefie. So vir ander briefies wat hier binne is, die foto's, iets om waarlik te gaan lees, deel te maak, en deel te hou van jou. Buitestander is dit maklik om te sê, dit sal oké wees. Maar ek weet ook uit ervaring, dat dit nie so eenvoudig is. Hierdie tyd wat voorlê, dink aan 'n ma, ouma Freudie. Nie net as iemand wat 'n vrou werd het as nie, maar iemand wat God vreesend gelewe het. Want sy kon slegs hierdie voorbeeld vir julle gestel het, as sy 'n sterk verhouding met die Hemelse Vader gehad het. Sy kon slegs liefde vir julle wys, as sy nou die liefde ontvang het van ons Hemelse Vader. Sy kon julle slegs leer hoe om nederig te wees as jy na die voorbeeld van Jesus Christus kyk het. Daarom sal by my geen twyfel dat waar dan jy nie vandag is, is vir ons Hemelse Vader. Die laaste tyd, die slegte tyd onthou nie. Onthou die mooie herinneringe. Dit hierin vasgevang is. Dit wat in elkeen van julle se harte lewe. Koester dit. Wees daar vir mekaar. En gaan lewe die voorbeeld wat sy vir elkeen van julle gestel het. En daardie voorbeeld is gekry by ons Hemelse Vader. Een wat sy enigste seun vir ons gegee het. Wat vir ons gemartel was in die dood. Wat gesterf het en begrawe is en hulle neergedaal het. En die derde dag weer opgestaan het uit die dood. Een wat opgevaar het na die hemel en in die regterhand van God sit. En elke dag aktief vir ons dien. Mag ons in hierdie tyd die mooi dinge koester. So altyd as ek 'n kers sien. En dis my woorde gewoonlik. Persoon se lig word dalk op die aarde uitgeloof, maar dit brand ewig in elkeen van ons hart. Mag die Here saam met julle hierdie pad stap. Mag die Here se hand van bewaring oor elkeen van julle wees. Mag julle seën met sy teenwoordigheid, met sy liefde, met sy genade.
my vriende, voor ons oorgaan na gebed toe, kan ek jou vra om nog een keer op te staan, saam te sing, die 464 Heer nie goed. Ons staan, sing saam. Glo ek en vertrou ek. Sy verhaal
elkeen van ons vandag wil sê, moet nie bang wees nie, want ek is thuis. Here, dankie dat ons 'n lewe net kan vier, Here, maar ook soveel mense by die voete kan kom neersit. En vir jy kan kom vra om hulle te beskerm en hulle veilig te hou, Here. Here, sprei die vlerke van liefde om elkeen van hulle uit. Hou hulle by mekaar. Help hulle om die mooi herinnering te koester, Here. Sodat hulle kan weet en kan vertrou dat U 'n God is wat in beheer is. Here, al het ons soveel vrae, Here, al worstel ons met soveel seer. Weet ons, Here, U is die enigste een wat vir ons die antwoorde kan gee op ons vrae. Daarom bid ek vir elke persoon hierso, om die begeerte te kweek in hulle harte. Net soos dat die Godvreesend te lewe. Nie te vrees nie, maar om eerder te vrees om weg te wees van ewig. Here, ons bid al die dinge nie wat ons het verdien nie. Bloot uit genade, vir ons alles van U. Amen. En ek vind ons gaan oorgaan na die Hoddelblyk toe. As daar enige iemand is wat ietsie wil sê, as jy wanneer is welkom. Also is 'n mikrofoon met 'n oranje knoppie daar op die bank, net aansit agter. Dan kan die persoon maar net vorentoe kom en die klant sal beheer word. So enige iemand wat graag iets wil sê. Vrienden en familie, met een hart wat zwaar en zeer en verlangen. Maar niemand kan ooit regtig voorbereid wees om afscheid te nemen van een mama nie. Want hoe sê ons tot ziens vir 'n persoon wat van die begin af jou veilige plek was. Die een wat jy lief gehad het, deur elke seisoen van jou lewe, deur goeie dae, deur moeilike dae, maar dit is ook 'n dag wat ons kan vier. Daarom kan ons met vrymoedigheid hulde bring en in na vrienden en vrienden. Lieve mama was ons baie spesiaal en meer as 'n ma. Sy was die hart van ons familie, haar liefde, die mense haar teenwoordigheid en vrede gebring, haar stem, haar lag, haar omgee, dit alles 'n plek in ons harte gelos wat nooit weer gevul sal word nie. 'n groot deel van Die groot deel van mama se lewe was in Zambia, waar sy en papa ook getroud is, maar die lewe was nie altyd maklik nie. As gevolg van die omstandighede moes hulle alles oppak en hulle lewe in Rhodesia gaan herbou. Net toe hulle weer begin vestig het, moes hulle ongeveer 9 jaar later nog 'n keer alles los en vooraf begin hierdie keer in Suid-Afrika. Dit was duidelik, dit was uiteindelik op 'n scene waar hulle saam bevestig het en saam begin het om 'n suksesvolle boerdery op te bou. Mama het nooit vir harde werk teruggestaan. Sy was sterk vasgemaak en loyaal. Sy het papa en alles ondersteun, ook deur moeilike tye, onsekerheid en nuwe beginne. Sy het saamgebou, saamgedra en saamgeglo aan 'n beter toekoms vir haar gesin. Mama het 'n besondere hart vir mense en dier gehad. Haar bynaam, Ouma Kulu, het soveel van haar gesê. Daar was byna altyd een of ander handstier op die werk, of dit nou 'n kalfskaap, rooibok, duiker, bosbok of selfs 'n hele skilperdroes was. As papa hier in die huis toe gebring het, het mama hom met liefde grootgemaak.
Sy het dieselfde hart gehad vir alles wat sorg en liefde nodig gehad het, maar niks was ooit vir haar belangriker as haar kinders en kleinkinders nie. Sy het vir ons soveel liefde, deernis en 'n ferme hart groot gemaak. Haar kleinkinders was al trots en haar vreugde. Mamma het altyd ongelooflike geduld met hulle gehad en sy het nooit teruggestaan vir huisvol kinders nie. En dan het die groot bederf begin, toe bloedjies sonder porsies, Milo of Nesquik-saans en al die klein dingetjies wat kinders spesiaal voel. Dit was hoe mamma liefde gewys het in haar sorg, haar tyd, haar geduld en haar manier waarop sy almal thuis gevoel het. Die Here beskryf so mooi in Spreuke 31 vers 25-26. Dit was mamma, 'n vrou van krag, waardigheid en liefde. 'n vrou wat altyd met sagtheid gepraat het, nie kant gekies het nie geoordeel het nie sleg gepraat het nie, en wat haar familie altyd eerste gestel het. Selfs in moeilike tye het sy aangehou glo, aangehou lief hê en aangehou gee. Mamma, dankie vir elke opoffering wat niemand gesien het nie. Dankie vir elke gebed wat mamma vir ons gebid het. Dankie vir die liefde waarmee mamma ons groot gemaak het. Dankie vir die veilige plek wat mamma vir ons was. Mamma was altyd nie daar vir ons. Daar is vandag 'n stilte wat anders voel, omdat mamma nie meer hier is nie. Maar daar is ook vrede in ons harte, omdat ons weet mamma is nou 'n veilige plek by Jesus. Geen pyn meer nie, geen sorg meer, net rus en vrede, die teenwoordigheid van die Here. Ons gaan mamma ongelooflik baie mis, die wêreld voel weer sonder mamma. Maar mamma se liefde, wysheid, mooi hart sal altyd deel wees en by ons bly. Totsiens mamma, ons sal altyd jou lief hê. Dankie julle. You all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. My name is Reverend Perseverance Percival Mulehe. I'm coming from Middelburg, Mpumalanga Province. I'm here on behalf of the congregation United Reformed Church in Southern Africa, Middelburg congregation. We are here as part of Meneer Peter Mel's family, as the church, as we are working together. Now our message is that, dear Peter Mel and Mel's family, we extend our heartfelt condolences to you on the passing of your mother. May you find comfort in the memories you shared, and may God's peace surround you during this difficult time. You are in our thoughts and prayers, and we pray that the Lord's presence bring you strength and healing. With these words, Peter, your wife, your kids, your brothers and sisters, we want to say we are with you, and may the good Lord strengthen you. We know to lose a mother is a very painful situation, but we know that our God is our mother and our father. Even after this, the passing of your mother, God will always be there for you. And there's a word that says, at the end of the tunnel, there is light. May the good Lord comfort you. May the good Lord give you strength. May the good Lord heal you. And together with the Nels family, we will continue praying for you, continue supporting you. In Jesus' name, our Lord, I thank you. Dis donker by die venster in die middel van die dag. Onthou jy hoe helder die kamer kon lag?
jy vir my die son kan bring. Daar's 'n liedjie in die gange waar die son kan sing. Want dit is stil in die hoeke hierdie koue seisoen. En jy sien wat die wind en die reën aan my doen. So moeilik om die voor te staan na so 'n slideshow. Ja, en moet hierdie in die begin van begrafenis doen, nou te praat, is beskryflik. Ons speel in die familie het my gevra om al die bedankings te doen. Ek nie, ek kan allemaal bedank vir alles gebeur. Maar noem nie wil die korp, familie, vriende en allemaal vandag saam met ons hier is. Namens die familie, baie dankie dat jy vandag teenwoordig is en afskeid te neem van Tannie Annelie. Vir baie mense was sy Annelie. Ander mense was sy mama. Vir haar kleinkinders en agterkleinkinders was sy ouma gewees. En vir soveel mense sal sy altyd ouma kunnen bly. Dit is 'n naam wat by haar gepas het. Sy was 'n vrou van eenvoud gewees, van sagtheid, van warmte. Iemand wat lief was vir haar huis, vir haar tuin, vir haar voëls, vir haar diere, vir die plaas, haar mense en al die klein dinge in die lewe wat vir haar groot waarde gedra het. Vandag is 'n dag van afskeid, maar is ook 'n dag van absolute dankbaarheid. Dankbaarheid vir 'n lewe wat sy diep spore ingedra het. Vir liefde wat oor baie jare gegee is. Vir herinneringe wat niemand van hom af kan wegneem nie. En vir elke mens wat op een of ander manier deel was van haar pad. Namens die familie wil ons graag groot opregte dank uitspreek aan elkeen wat die afgelope tyd, maar ook baie jare vir Annelie lief gehad het, ondersteun het, besoek het, versorg het, gebel het, aan haar gedink het en vir haar gebid het. Elke boodskap, oproep, besoek, gebed, blom, ete, drukkie, daad van ondersteuning het vir die familie regtig baie beteken. Party gebare was groot en was sigbaar gewees. Ander was stil, eenvoudig en agter die skerms. Maar elkeen word vandag met waardering raak gesien. Aan Annelie se kinders en hulle gesinne, oom Hannes, Tannie Karen, oom Pieter, Tannie Charlene, oom Leon, Tannie Karen. Baie dankie vir die liefde, sorg, verantwoordelikheid en ondersteuning wat julle oor baie jare op verskillende maniere aan hulle broer gegee het. Geen mense bydra in 'n ma se lewe kan volledig in 'n paar sinne of in 'n toespraak opgeneem word. Daar is dinge wat almal gesien het en daar was dinge wat stil en agter die skerms gebeur het. Vandag wil ons nie meet of vergelyk nie. Ons wil eenvoudig net sê baie dankie. Dankie aan julle almal. Dankie aan elkeen van julle wat die plek wat julle vir die Annelie se lewe gehad het en vir die manier waarop julle haar as ma lief gehad het en gedra het. Aan al die kleinkinders, die agterkleinkinders wat ons opgesit. Vandag sê ons vir julle ook baie dankie. Elkeen van julle dra julle eie herinnering vir ouma. Vir baie mense was dit die plaas en ons kan in die boekie lees haar tuin, haar kombuis, haar voeltjies, 'n koppie Milo of Nesquik, 'n oproep, 'n grappie, 'n storie, 'n sagte woord van ouma Kobe, 'n drukkie of sommer net die gevoel dat ouma daar by julle was. Daardie herinneringe is absoluut kosbaar. En dit behoort aan elkeen van julle vir altyd. Niemand kan dit van julle al wegvat. Ouma het 'n manier gehad om gewone oomblikke spesiaal te maak. Mag elkeen van julle iets van haar liefde, haar sagtheid en haar menswees saam met julle dra vir altyd. Ons wil ook besonder baie dankie sê die mense wat met ons haar met sorg, geduld en deernis bygestaan het. Aan Denayo Junior, Liwe, baie dankie vir julle sagte hande, julle geduld en julle menslikheid. Om iemand te versorg vra meer as net tyd.
Dit vra hard. Dankie dat julle met liefde en respek haar met deernis behandel het. Aan Anna, Simba, Tandiwe, Future en almal wat geplaas oor die jare en rondom die huis gehelp het. Baie dankie vir julle ook. Julle was deel van die daaglikse ritme van haar lewe. Die huis, die tuin, die plaas en die klein dinge wat vir haar saak gemaak het, is deur julle hande gedra. Aan Wilma van Linderis, baie dankie vir julle ondersteuning, hulp en omgee. Aan die mense wat intekenaars is wat vandag ook saam met ons kyk, baie dankie vir die bydrae wat julle ook in ouma community se lewe gemaak het. Aan Life Medical Group, Dr. Naiker, Dr. Nadine Jooste en almal wat medies betrokke was, baie dankie vir julle hulp. Seker as baie mense wat vandag geteken is en ons sê vir julle baie dankie namens die familie. Dankie aan Afkop en besonder baie dankie aan Cindy vir die waardigheid en die liefde waarop ouma hanteer was. Ons sê baie dankie aan Linda Smit vir die voorbereiding van die kerksaal, Barend Smit vir die spyseniering, dan Elfrie vir die mooi blomme wat julle so voor kan sien. En haar absolute mooi ryke wat op ouma Koelusikus is. Dit lyk pragtig en dit pas ook so mooi by haar, die mens wie sy was. Baie dankie aan Chori, aan Isak, Lourens en die hele Marooispaar. Baie dankie vir julle voorbereiding vir die graf, die paaie en alles wat gereed gemaak was vir vandag. Dit is werklik dikwels stilweg wat almal nie raak sien. Maar op 'n dag soos vandag beteken dit baie. Vandag staan ons as familie met seer harte, maar ook met dankbaarheid. Dankbaarheid vir 'n vrou wat haar liefde dikwels in eenvoudige dinge gewys het. Byvoorbeeld deur om te sorg, deur plek te maak, deur mense welkom te laat voel, deur haar tyd mooi te hou, deur haar mense te onthou en deur klein dinge in haar lewe kosbaar te maak. Mag ons vandag haar onthou met vrede, met respek en met dankbaarheid. Mag ons nie vashou aan dit wat swaar was nie, maar aan dit wat mooi was. Mag ons nie uit mekaar vandag beweeg met hartseer harte nie, maar nader aan mekaar in absolute liefde. Namens die hele familie, baie dankie aan elkeen wat vandag hierso is, baie dankie aan elkeen wat vandag ingeteken het om ouma Koedu se begrafnis te deel. Baie dankie dat julle deel was van haar lewe. Rus sag, Annelie, rus sag, ouma Koedu. Jou liefde, jou warmte en jou herinneringe sal vir altyd by ons bly. En drafstyd, soos wat Paulus geskryf het, die goeie stryd is gestry. Die wedloop is voltooi en geloof is behou. Mag ons vandag die troos vind en weet dat ouma Koedu se aardse pad voltooi is en dat sy nou rus vind in die teenwoordigheid van ons Vader in die hemel. Baie dankie aan almal. Net 'n laaste ding, Isak het my gevra, net vir julle sê, daar is rigtingaanwysers na die plaas, dus ons hierso klaar is, gaan ons met 'n konvooi ry na die plaas toe. As julle nie saam met die konvooi ry nie, kan julle net na die tyd ons hierso kry om vir julle rigtingaanwysers te gee. Baie dankie. Net as 'n mens net jy kan ook iets bylaas of word vir jou bygelaas. Dit is baie interessant dat die Paulus opgeroep het. En nou kom net iets uit Paulus by. Maar is nie die tweede gedeelte van dit sê. Kom my vriende, daar is nie woorde om te beskryf hoe mens werklik voel vandag. En ek hoop en bid regtig dat julle 'n groot mate vertroosting kon vind. Dat in al die wat ons Vader is, en dat ons siel tot rus kom. Ons is hartseer. Maar ons is so dankbaar vir die voorbeeld wat sy vir ons gestel het. Ek praat van ons. Ek glo die kerk is nie 'n groot familie. Die laaste woord, hou vas aan mekaar. En dit is altyd hier. Hou vas aan jou geloof. Want
by die seën van die Here oor elkeen van julle. Ek gaan daar waar julle staan, of waar julle sit eintlik, net die drawers, vra net vir my te staan, soos ek julle name lees. Die kerk waarna gaan ek vir ons seëngroet uitspreek, dus aan die uitgesteek oor die drawers. Want ek weet, dit is 'n groot verantwoordelikheid, om die drawers se hande is. Dit is nie so maklik is nie, dit is iets wat swaar. Die naam lees, staan net op vir my, en na die tyd, na die seëngroet, gaan ek die op by die kerk dra, en vra my voor te doen. Draers by die kerk is Karin Erasmus, Jacqueline Nel, Mara Nel, Annelie Nel, Jacqueline Erasmus, en die Andrea Arnsen. By die graaf is Hannes Nel, Pieter Nel, Leon Erasmus, Isaac Nel, Zayn Nel, en Daniel Harms. En my vriende, terwyl ons so staan, wil ek die ou en die vroeë kerk se seënbede oor elkeen van julle uitneem. Van die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou hand vas te hou. Die Here is agter jou om die bose te verslaan. Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is, om jou te op te help van die val. Die Here is rond om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou, want hy lei jou deur sy Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Amen. Van die draers wat by die kerk dra vra om net na vore te kom, dan gaan ek afbeweeg en ek sal vooruit gaan en dan kan julle net volg en vra dat die naaste familie eerste uitbeweeg en dan die res saam.
maar rustig afstap. Daar is ons verversings vir u om te geniet. So ons kan maar stadig afbeweeg daai kant toe.